Stories oor die dood, die vertellings van 'n doodsbegeleier. Episode 6, wanneer die wiel draai of nie draai nie. Onthou julle nog die stories oor die dood? Stories van 'n doodsbegeleier? Kom ek stel myself net weer aan julle voor. My naam is Ariana en ek vertel vir julle so ietsie van die ander kant, want ek is mos nie meer van die aarde nie. Saam met my sielemaat Lugarno gaan haal ons siele op die aarde en bring hulle na hierdie kant toe. En hierdie is alles my persoonlike ervarings. Almal ervaar dit nie so nie, en nie almal word toegelaat om e-posse te stuur na die aarde toe nie. Die stories wat ek vertel is soms ironies, soms komies, en dit kan selfs 'n bietjie aan die donker kant raak. Vandag vertel ek vir julle van die dag toe ons vir Liz en Joseph gaan haal het, die dag van die ongeluk waarin hulle albei dood is. Op die stadium toe ons hulle vir die eerste keer gesien het, het hulle nie geweet dat hulle aardse bestaan vir nou verby is nie. Sit Liz toe daar alleen op die sypaadjie en wonder, wat maak sy hier? Sy is 72 jaar oud en alleen. Hoekom het sy gevoel dat sy nie alleen was toe sy hier aangeland het nie? Oorkant daar, aan die ander kant van die straat sit 'n jonger man. Sy skat hom in sy laat 30's. Hy het 'n paar maal in haar rigting gekyk, maar nou sit hy net voor hom en uitstaar. By nadere betragting sien sy die swart en wit klere wat hy aan het, 'n rooi roos aan sy lapel. Ja nee, so lyk 'n bruidegom. Sy naam is Joseph, weet sy net skielik. Liz staan op en bewonder die omgewing rondom hulle. Die groen, die bosse langs die pad, die reëling van die brug oor 'n stroom water wat van die binneland af see toe spoel, 'n lagoon in Natal. Aan weerskante is daar 'n onmoontlike en ondeurdringbare digte woud en plante groei. Daar woon seker meer as een giftige slang in daardie lower, het MC gesê. Plante moet af, uitgekap word, mens moet kan sien. Hoekom sou sy nou op hierdie oomblik aan MC dink? Toe onthou sy, dit is MC wat langs haar in die vrolike bussie gesit het. Hulle was op pad see toe vir die vakansie. Ja, dit is wat gebeur het. Hulle was op pad see toe. Toe ry iemand voor hulle in. Wanneer sy weer terugdraai na die teerpad, staan Joseph voor haar. Ons moet gaan, sê hy. Waarheen, wil sy weet? Weg van hier af, weg van die bussie wat oor die afgrond is en die Fortuner wat dreig om my siel weer in te suig. Gaan gerus, ek wag maar nog 'n bietjie hier, ek het baie vriendinne hier rond. Nou maar reg, sien jou dan later. Sê wie, wil sy hom agterna aansnou. Rooi ligte wat flikker, iemand wat oor haar buk, onbeskryflike pyn, 'n vrou wat uitroep, sy's by, onmoontlik soos wat dit is, met beserings soos hare. Wel, hoe gaan sy funksioneer? Mens kan nog regkom met een arm, sonder voete, maar met net die helfte van haar brein, vra 'n manstem. Dit is van haar wat hulle praat. Liz roep uit, nee, hier bly ek nie 'n oomblik langer nie. Joseph, wag vir my asseblief. Die hand wat hy na haar toe uitstrek, is lank en sterk, een pluk en sy staan weer reg bo op die brug. Hulle stap aan, verwese, ietwat rigtingloos, sy mesel net agter hom aan. So stap hulle voort. Hulle het ons nie eens raak gesien nie. Vir die eerste keer sedert ek, Ariana, hierdie portefeulje beklee, saam met Lugarno, voel ek 'n bietjie verontwaardig. Lugarno glimlag maar net. Miskien is hulle nog nie klaar nie, dalk is daar nog 'n bietjie van 'n storie, iets wat hulle graag wil gaan doen. Wel, is ons nou uiteindelik waar ons moet wees, vra Liz, toe hulle kerk binne gaan. Dalk die troulokaal? Hoe lank is hulle nou al aan die stap? Was dit dae, weke? Joseph maak sy arms oop. Ek weet nie, ek probeer ook maar net sin maak van dit alles, jy weet. Kyk, dit is jou foto daarvoor, beduie Liz. Ek dink dat ons nou by jou begrafnis is. Joseph snork. Die laaste keer wat ek in 'n kerk was vir my troue.
Hy lig sy hand, my tweede troue, jy weet. En daar sit sy, die huigelares Evelyn. Liz hoor 'n snaakse sjoef geluid en daar staan Joseph Waraggies voor in die kerk, reg voor 'n vrou wat diep bedroef aan die snik is, met 'n man se arms om haar. En hy, roep Joseph uit, my vernoot, Jacques, die skynheilige verpesting, dit is hy wat dit aan my gedoen het. Joseph buig vooroor en vat die man aan sy baadjie se lapelle vas. As dit van hom afhang, pluk hy hom bo oor die bank se leuning en uit die kerk uit, waar hy vir hom buite 'n afgedankste loosing kan gee. Liz gaan staan nou langs Joseph. Dit voel vir haar asof alle oë nou op hulle is, maar niemand sien hulle twee raak nie, net die man en vrou, wat nou daar by die deur vir haar staan en wink. En daai man en vrou is ek, Ariana en Logarno. Joseph, kan ons asseblief nou maar gaan? Vra Liz, sy's bietjie in die verleentheid. Sê vir Joseph, die wraak kom hom nie toe nie. Praat Logarno hier langs my. Die wiel draai, hulle aardse bestaan is nog nie verby nie. Hulle gaan hulle beurt kry. Van draaiende wiele gepraat. Joseph is nog steeds omgekrap toe hulle daar wegstap. Jacques het met my kar se stuurmeganisme gepeter. Ek weet dit nou, ek kon nie draai nie, dit ek in daai bus vasgejaag het. Ja, polisse is so 'n verpesting, bevestig Logarno sy vermoede. Maar hy dink hy daarmee weggekom. Dit gaan uiteindelik by hom spook, glo my. Nee, dit moet nie by my spook nie. Ek wil die een wees wat by hom gaan spook, en by daardie vrou, wat met my getrou het vir die moontlikheid van 'n paar rand, roep Joseph uit. Ag nee, wat, ek dink nie so nie. Aan die ander kant, en ek doen dit ook nie baie gereeld nie, kan 'n fantastiese hemelwese soos my maat Logarno so stout lyk. Ek vra maar net, al verstom ek my altyd aan die uitdrukkings op Logarno se pragtige gesig. En nou lyk hy stout. Die ander kant, vra Joseph. Jy weet van die kind wat Evelyn verwag, en dat dit nie joune is nie, maar Jacques se. Dit het jy mos daardie dag uitgevind, sê Logarno. Ja, dankie, moet my asseblief nie nog daaraan ook herinner nie. Ek het hulle hoor praat. Dit was die rede hoekom ek daar by die onthaal in my kar gespring het en weggejaag het, en daar op die brug was daar 'n vreemde slag toe my kar gebreek het, reg voor 'n bussie in. Ja, die bus waarop Liz en haar vriendinne was, bevestig ek ook nou. Maar Liz is nie sommer enige iemand nie. Liz was nog altyd die volledige jy. Ek? Die vrou lyk verbaas. Ek is 72 en hy is wat? 38, seker nie 'n dag ouer as 38 nie. 35. Soms raak sielemaats so bietjie uit sinkronisasie, verduidelik Logarno, en dan moet hulle vir mekaar aan die ander kant wag. Maar voordat julle my en Ariana volg, net 'n voorstel, en soos reeds gesê, ek mag dit nie eintlik doen nie, maar julle het al seker gehoor van die blinde sarmbok, karma wat 'n bliksem is, die wielietjie wat draai, al daai mooi sê goed. Logarno lig sy hand, en as iemand vra, julle het dit nie van my gehoor nie? Nee, toe maar ons sal nie daaroor praat nie, maar ek is nou nuuskierig. Ek is sommer lus en kiel jou vir die res van die inligting, sê Liz. Logarno lag, gie. Nee, jammer, kielie gaan nie werk nie, maar ek gee dit sommer in elk geval vir julle. Daai kleintjie, wat Evelyn verwag, Joseph se verloofde, die een wat nou toevallig nie joune is nie, Joseph, daai enetjie, is eintlik 2 van hulle. En as julle wil, kan julle teruggaan. As daardie 2 klein helletjies, voltooi ek Logarno se sin. Die penny drop, Joseph sê stadig en afgenete. O my genade, is julle ernstig? Logarno glimlag. Ja, dit is die een alternatief. Die ander een is, kies om in vrede en saligheid tot in lengte van dae te bestaan.
dit wat die meeste mense verstaan as die hemel, en julle mag, die keuse lê absoluut by julle. Maar as julle kies om terug te gaan, het ek ook 'n paar voorstelle. Het ek natuurlik self 'n eier te lê. Sprei byvoorbeeld Jacques se Porsche met oranje fluorescent enamel verf. Ag, soms so hier en daar, nou nie 'n spesifieke patroon nie. Jy kan 'n blommetjie inbring so hier en daar. Ek dink hy fluorescent kry jy nou in groen ook, of is ek verkeerd? Maar julle doen dit eers nadat julle die Porsche met 'n skroewedraaier gekrap het. Die Lugano, my sentiment. Maar daar's net een probleem. Die man het nie 'n Porsche nie, sê Joseph. Nee man, ons praat van die een wat hy bestel het, nadat julle die polisse op mekaar se name uitgeneem het, terwille van die besigheid, jy weet. Koer ek kan koer, ek kan ook baie mooi sing hier en hiernamaals. Jessie, ek like daai voorstel. Is daar nog iets? Liz gesels nou entoesiasties saam. Julle gaan vreeslik bederf word as julle kies om daai 2 kindertjies te wees. Julle gaan alles kry en ontvang waarvoor julle vra. Duur geskenke, somme van kleins af, beste skole as julle dit maak tot by 'n skool. Jy kan ook op 'n stadium 'n lieflike gat in die man se rubberdak steek as jy op die oop see by St. Lucia gaan. 'n Rubberdak, het hy dit ook gekry? Maar waarmee kan mens daai goed puncture, want hulle steek mos nie sommer 'n gat in nie, wil Joseph weet. Ag, gebruik jou verbeelding, sorg dat jy iets het, en as insult to injury, kan julle sommer albei daai dag verdrink, dan gaan haal ons julle weer. Hemel, maar jy is evil, raas Lugano met my. Luganokie, dit is jy wat dit begin het, herinner ek hom, toe ons verby die ligtonnel in die wonderwêreld instap, daar waar wit, blou en pers ons met hulle vroom gesiggies inwag. Hulle gaan mos nou die 2 ondervra, hoor wat hulle wil doen, maar eers komplimenteer hulle. Knap gedaan, Lugano en Ariana, julle het hierdie 2 sommer vinnig ingebring, en kyk hoe vrolik lyk hulle. Ons het lanklaas mense so vrolik ontvang, veels geluk. Wil julle bywees, wanneer ons die 2 se toekoms met hulle bespreek? Nee wat, ek is seker hulle het 'n basiese idee van wat hulle wil doen, sê ek. O ja, roep Joseph uit, ons het gedink om terug te gaan as Jacques, my vernoot, en Evelyn, my ex-verloofde se oulike 2 bedorwe seentjies. En jy is tevrede met daardie besluit van Joseph? Liz, vra Blou. Absoluut. En julle kan ons sommer nou al loslaat. Ons het 'n hele lewe voor om te beplan. Die einde van die episode. Onthou, daar gaan nog baie wees.